Hallo julle, welkom hier by Lewende Woord Parel se aanlyn diens. Ons is hier by 6 Milstraat. Ons hoop julle geniet die diens en mag die Here julle seën. Before I spoke a word, you were singing over me. You have been so good to me. Before I took a breath, you breathed your life in me. You have been so kind to me. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. Oh, it chases me down, fights till I'm found, leaves the 99, and I couldn't earn it, and I don't deserve it. Still, you give yourself away. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. Yeah. When I was your foe, still your love fought for me. You have been so good to me. When I felt no worth, you paid it all for me. You have been so kind to me. And all the overwhelming, never-ending, reckless love of God. Oh, it chases me down, fights till I'm found, leaves the 99, and I couldn't earn it, and I don't deserve it. Still, you give yourself away. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. There's no shadow you won't light up, mountain you won't climb up, coming after me. There's no wall you won't kick down, lie you won't tear down, coming after me. There's no shadow you won't light up, mountain you won't climb up, coming after me. There's no wall you won't kick down, lie you won't tear down, coming after me. There's no shadow, there's no shadow you won't light up, mountain you won't climb up, coming after me. There's no wall you won't kick down, lie you won't tear down, coming after me. There's no shadow you won't light up, mountain you won't climb up, coming after me. There's no wall you won't kick down.
Dankie Erich, dankie span, dankie vir die beautiful worship. Vir almal online, baie welkom by vanoggend se diens. Dit is my gebed dat die Here jou seën en werklik vir jou iets oopbreek van die Ou Testament en hoe Jesus van die begin af geprofeteer is deur elke beeld, elke boek. As jy na elke liewe Ou Testament boek kyk, sal jy 'n beeld, 'n skaduwtype van Christus Jesus sien. En die Here het op my hart gedruk om daarna te kyk. Sien dat ons in die verlede nie so iets soortgelyk gedoen het nie, ons het. Met die begin van Paasnaweek, met Palm Sondag, het ek 'n preek gedoen oor die finale offer. En ek het in dieselfde trant gepreek, hoe daar skadu's en tipes van Christus is in die Ou Testament. Ek wil weet daar iets daarvan. Kyk, ek gaan nie vir jou ou brood op dis nie, maar ek wil spesifiek na Levitikus kyk. Levitikus 16 is die prominente gedeelte vandag. En dit is vir ons belangrik om te weet dat die Ou Testament die Nuwe Testament versteek is. The New Testament, sê hulle altyd, is the Old Testament revealed. So wat ons in die Nuwe Testament kry, die beeld van Christus, was geprofeteer en sien ons in skaduvorm in die Ou Testament. En dit is vir ons belangrik om die Ou Testament deur daai lens te kyk en te interpreteer. Andersins, en ek het baie met dit te doen, het jy mense wat op Saterdag die Sabbat wil hou, want hulle lees dit raak in die Ou Testament. Hulle wil nie meer vark eet nie, want dit is 'n onrein dier, want hulle lees dit raak in die Ou Testament. En ons het nodig om behoorlike teologiese begrippe te hê, 'n vaste fondasie, om na hierdie goed te kyk, want hierdie goed is skadu's en tipes. Om terug te gaan daarna toe sal 'n fout wees. Dit sal werklik 'n fout wees. Beteken dit dat die Ou Testament useless is? Glad nie, inteendeel. Dit is amazing, is wonderbaarlik en ons moet teruggaan Ou Testament toe. Dit hou ons teologie en ons wandel diep en sinvol. En dit is deel van die God-breathed word of God. So ons moet daarna kyk. Mag die Here jou seën deur die woord. Here, ek loof en ek prys U naam. Thank you Lord that you have been revealed. Here, U het aarde toe gekom en U het die Vader openbaar. Soos ons nou na hierdie Ou Testament tekste kyk, Vader, dankie dat U self openbaar aan ons. And as we behold you, that we are transformed. Soos ons U aanskou en aanbid, word ons getransformeer na U beeld. Ons loof en ons prys U naam. Amen. Amen. Familie, daar is 'n bekende gedeelte in die Nuwe Testament. Dit is 2 manne, dit is na Jesus sterf en net na sy opstanding verskyn hy aan 2 manne op pad na 'n plek toe met die naam Emmaus. The road to Emmaus. En hierdie ouens loop en hulle beredeneer by hulle self, wat dan nou, die Messias het nou gesterf, hy het in mag en krag beweeg, wat gaan dan nou aan? En dan kom Jesus en hy verskyn aan hierdie 2 ouens. Maar die teks sê dat hy het versteke gebly van hulle oë. Hulle kon hom nie erken nie. Ek wil jy moet 'n gedeelte saam met my lees. Hy sê vir hulle die volgende in vers 25. Lukas 24, hoofstuk 24, vers 25 tot 27 uit die Afrikaanse ou vertaling. En hy sê vir hulle, o onverstandiges met harte wat traag is om te glo, alles wat die profete gepreek het. Moses moes die Christus nie hierdie dinge lei en in sy heerlikheid ingaan nie. En hy het begin van Moses en al die profete af en vir hulle uitgelê in al die skrifte, die dinge wat op hom betrekking het. So hulle verstaan nie wat aangaan nie, Messias is dood, of ten minste die persoon wat hulle gedog het was die Messias, en toe verskyn Jesus aan hulle, hy sê vir hulle, julle traag van begrip, het julle nie geweet dat die profete en Moses en al die boeke het getoon dat die Messias sal ly nie, dat hy sal ly en in sy glorie ingaan nie. Weet julle dan nie dit en wat hy doen in daai journey Emmaus toe, hy verduidelik vir hulle en hy verwys na Moses se boeke en hy verwys na die profete Jesaja natuurlik en Jeremia en al die klein profete en hy loop, terwyl hulle loop, verduidelik hy hoe hy geprofeteer is, daarvan hom geprofeteer is in al die boeke, hoe 'n skadu en 'n tipe van die Christus is, van die begin af, hierdie finale offer wat gegee sal word vir die mensdom. En almal sal red, die hele nasie, die hele wêreld sal geseën word deur Jesus Christus, want hy sal almal red. En dis crucial. Dis crucial, want daar is 'n element in die moderne kerk, soos dit was in die vroeë kerk, is daar 'n element van gelowiges wat wil teruggaan
na die Hebrew roots, na die Sabbat en die feeste. En ek het regtig eintlik nie 'n probleem met dit en die talit, om onder die talit te bid. Ek het nie 'n probleem daarmee nie. My probleem is as ons die offer of die persoon wil vervang met die skaduwee. Paulus sê in Kolossense sê, moenie dat mense jou oordeel volgens nuwe maan, sabbatsdae en so aan die, want hierdie was maar skadu's van wat sou kom. Ek wil vir jou 'n beeld wys hierso van 'n persoon en sy skaduwee. Nou dink aan die volgende. As jy my skaduwee sou sien, daai persoon se skaduwee daar, wie van julle sal na die skaduwee toe loop en begin sê, hey Pieter Louis, hoe gaan dit? En hier staan ek langs jou, maar jy is besig om met my skaduwee te praat. En hier is die duidelike beeld wat Paulus vir jou wil kommunikeer. En die Nuwe Testament skrywer. Hy wil vir jou vra, sal jy teruggaan na 'n persoon se skaduwee toe as jy reeds die persoon ontvang het? Hier het die persoon nou in volheid gekom, Jesus Christus. Hoekom gaan jy terug na die skaduwee toe? In die vroeë kerk was hierdie 'n groot ding. Die Kolossense het daai issue gehad, die Galasiërs het daai probleem gehad, en ek wil spesifiek na die Galasiërs verwys. Paulus skryf 'n brief aan die kerk van Galasie, die kerk van die Galasiërs, en die hele tema is Jesus Christus. Hoekom is julle besig om terug te gaan na die besnydenis toe? Hoekom is julle besig om die feeste en daai goed te onderhou? Die persoon in sy volheid het gekom. En dan 'n baie dramatiese ding wat hy vir die Galasiërs vra. Wie het julle gebreinspoel? In Engels, "O foolish Galileans, who has bewitched you?" Wie het julle koppe gebreinspoel en julle mind control, dat julle wat julle in die gees ontvang het, nou in die vlees wil klaarmaak. Amen. Ek gaan dit gou vir julle lees, nee. Baie powerful gedeelte. Ek gaan Galasiërs 2:21 die eerste lees, en Paulus sê die volgende: Ek verwerp nie die genade van God nie, want as daar geregtigheid deur die wet is, dan het Jesus te vergeefs gesterwe. En dan Galasiërs 3, bekende deel, vers 1 en 2. O onverstandige Galasiërs, wie het julle betower om die waarheid nie gehoorsaam te wees nie? Julle voor wie se oë Jesus Christus afgeskilder is, as onder julle gekruisig. Dit alleen wil ek van julle weet. Het julle die gees ontvang uit die werke van die wet of uit die prediking van die geloof? Paulus, maar 'n ander vertaling sê dat hy vra vir hulle, sal wat julle in die gees begin het, sal julle nou in die vlees klaarmaak? Die Afrikaanse ou vertaling vra, het julle die gees ontvang deur werke of deur die prediking van geloof? Hoe het julle journey begin? Was dit in werke of was dit deur geloof? Was dit in die gees? En hierdie dualisme is baie belangrik. Jy moet weet hoe die Ou Testament toon op Jesus Christus, is baie belangrik. Jy gaan moet weet hoekom jy nie vark eet nie, hoekom ons nie kerk op Saterdag hou nie, hoekom ons nie die feeste hou nie, hoekom ons baie goed wat in die Ou Testament baie erg is, as jy Ocean Basket toe gaan vandag, hier na kerk nou, en 'n paar, wat sê, king prawns wegwerk. Volgens Levitikus is dit 'n abomination. Jy raak nie aan dit nie, want dit is 'n onrein dier. Dit het nie skubbe of vinne nie. Jy mag net iets eet wat skubbe en vinne het. Nou, hoekom doen ons dit nie? Nou gaan nie in elke faset en detail ingaan nie, maar soos ek hier deur hardloop, wil ek regtig net vir jou uitwys hoe dit toon op Christus en die belofte wat sou kom. So kom ons begin by die aspek van kos. Ons kry dit in baie boeke in die Ou Testament, hoofsaaklik Levitikus hoofstuk 11, praat hulle van rein en onrein diere. Hierdie diere kan jy eet, daai diere mag jy nie eet, daai diere is onrein, en al wat jy mag eet is hierdie klein groepie rein diere. Dan is daar daarna detail oor wat jy mag aantrek, hoe jy moet aantrek. Byvoorbeeld, jy kan nie gemengde klere aantrek, wol met katoen gemeng nie, dis baie erg, jy mag dit glad nie doen nie. Waarop toon hierdie? Waarop wys dit? Hoekom is dit in die Ou Testament? En hier is 'n baie cool teologiese begrip, hierdie moet jy nou onthou. Elke keer as die antieke Israeliet sou eet, of 'n dier sien, 'n onrein dier sien, 'n prawn sien, wat gaan deur sy kop?
aanbidding van Jahwe. Hier's 'n onrein dier, ek mag dit nie eet nie. Elke keer as hy eet, elke keer as hy sy kos voorberei, sy vleis voorberei, is hy besig met aanbidding. Is hy besig met worship. Selfs in die manier hoe hy aantrek, in die manier hoe hy eet, sy alledaagse goed wat hy doen, mundane things like eating, moet hy die Here in ag neem. En hier is 'n radikale skadu en tipe. Hierdie wette is gegee, want die Here van die Ou Testament wou deel gewees het van elke faset van die Israeliet se lewe. En wat is daai? Daai is skepingsdoel. Daai is terug in die tuin van Eden. Jou skepingsdoel is om met hom te wandel, en of jy nou eet, sê Paulus, en of jy nou slaap, en of jy nou drink, doen dit alles tot die glorie van die Here. Hier is jou skepingsdoel, dat hy wil deel wees van alles. Hy wil deel wees van wat jy eet. Hy wil deel wees van jou elke liewe dag, sy aantrek, sy kos eet, want dis net wie hy is. Hy wil by jou wees. Jou skepingsdoel was om alles tot eer en verheerliking van hom te doen. Hier is jou skepingsdoel. En die skadu en die skadu en die tipe wat die wet voorstel, is maar net dit. Dis maar net dit. Die Here wil jou lewe invade. Dis baie cool. Dis regtig besonderse realiteit as ons harte dit begin vang. Hoekom moes hulle so spesifiek eet, spesifiek aantrek, spesifiek handel in hulle mundane goed, want die Here wil hulle dag invade. Die Here wil jou dag invade. Wanneer jy lunch vat jy nie alleen lunchie, die Here wil dit saam met jou vat. Wanneer jy gaan shop by Markham's of Mr. Price Home of wherever, wil die Here saam gaan. Hy wil deel wees van elke liewe ding wat jy doen, en hy wil hê jy moet aan hom dink die heeltyd. He wants to invade your life, Dis kom hierdie goed gegee is. Skadu en tipe van 'n God van die Here wat jou lewe wil inneem in alle aspekte daarvan. Onthou dit. So al die kos rituele, al die gedagtes rondom wat hulle moet aantrek en so aan, is maar net hierdie een ding. Of jy nou eet en of jy nou drink, sê Paulus, doen dit tot eer van die Here. Hy wil deel wees van elke aspek daarvan. Skadu en 'n tipe, skadu en 'n tipe. Die tweede element waarna ek wil kyk, ons het paar weke gelede nagekyk, is hierdie element van die offer, en hoe Christus die finale offer op die einde sal wees. Van die begin af, toe sonde inkom, het die mens uit sy homself uit, ek het hierdie al vir jou gesê, but it bears repeating, homself probeer red. Hy het aanvanklik vyeblare gevat, het aan mekaar gewerk, en homself probeer toemaak. En wat sê die teks in Genesis 3, die Here het die vyeblare gevat, en hy het vir hulle velle gemaak. Daar is 'n skadu en 'n tipe van die eerste offer, en dit is 'n skadu en 'n tipe van die laaste offer wat sou kom, die finale offer, die offer wat se bloed ons almal sal skoon was, die offer van die lam van God, Jesus Christus. Vanaf Kain en Abel wat so offer aanvaar word, omdat dit 'n bloedoffer was, omdat dit toon op die lam wat sou kom, tot by Abraham se seun Isak, wat die eerstgeborene is, die seun, the son of promise, tot regdeur, tot by Jesus Christus, was hierdie ding in die Ou Testament geprofeteer, daar sal 'n finale offer kom. Ons het na Levitikus gekyk, so 'n paar weke gelede, en die verskeie offers wat daar was, en dit alles is 'n toonbeeld, 'n skadu en 'n tipe van die finale offer. Ek wil vir julle skildery wys, ek gaan dit vir aanlyn ook sit. Nou die volgende, weet ek nie wie dit geskilder het nie, maar dit is briljant. Dit is 'n briljante skildery, ek gaan definitief 'n hoë resolusie inkry en dit op 'n canvas sit, en ergens in my huis, verskoon tog, en ergens in my huis opsit. Wat is daai skildery? Daai skildery is Abraham, waarmee die Here 'n verbond gesluit het. En ek gaan so vinnig kyk na elke element in daai skildery. Abraham se seun Isak wat toon op Jesus Christus, the ultimate son of promise. En Jesus wat ons hoëpriester is. Daar's brood in sy hand en daar's wyn in sy hand. Hy self sal die finale offer wees. En dis hoekom ons nagmaal doen.
Want hy is die offer. Ons is gered deur sy liggaam wat verbrysel is en sy bloed wat gevloei het. 2 elemente waarna ek nou vinnig wil kyk in hierdie skildery, baie cool. Ek het dit ook al 'n tyd gelede vir jou gesê, maar Abraham, of die Here sluit 'n verbond met Abraham. Abraham gaan in 'n diep slaap en hy kry opdrag net voor hy in die diep slaap ingaan. Sê die Here, hy moet sekere diere vat, hulle middeldeur sny en dan weerskante die stukke van die diere lê. Duwe en 'n bok of 'n skaap of 'n lam, verskeie diere en dan 'n paar duwe. Tortelduwe sny in die helfte deur en lê die stukke weerskante. Nou hoe 'n verbond gewerk het, daai bloedverbond daai tyd, jy het hierdie diere in stukke gesny en dan weerskante gelê en dit was 'n bloederige affære en dan het die een party geloop, hopelik kan ek dit vir die kamera doen, geloop deur hierdie stukke en gesê, ek sal die bepalings van hierdie verbond sal ek onderhou en as ek dit breek, laat aan my gebeur wat aan hierdie diere gebeur het. Laat doen aan my wat aan hierdie diere gedoen is. Met ander woorde, maak my dood, nê? Sny my in die helfte deur 'n baie intense ding. Dit is gedoen ook vir besigheidstransaksies. Is covenants gesluit op hierdie manier. En die een party sal loop en so verklaar en dan sal die ander party loop en dan so verklaar. Maar wat gebeur in Abraham se geval is, Abraham gaan in 'n diep slaap en hy loop nooit deur die stukke nie. Die Here verskyn in die vorm van 'n fakkel wat brand in 'n oond, 'n brandende oond wat loop deur hierdie stukke. En wat die Here sê is, ek sal die bepalings van die covenant met jou onderhou. En weet, as enige iemand dit breek, laat aan my gedoen word, wat aan hierdie stukke gedoen is. En die Here laat Abraham nooit deurloop nie, die Here loop albei kere deur. Wat is daai? Daai is 'n skare en 'n tipe van die lam wat sou kom. En waar ek en jy die verbond breek, sal hy die straf vat. Die Here self sal die straf vat. Hy loop albei kere deur. Hoe cool is dit? Hoe amazing. Prys die Here. Ja, so ek wil dit vir jou duidelik maak. Waar daar bloedoffers in die Ou Testament is, waar daar offers is van Isak, Abel, Levitikus offers, al hierdie offers is net 'n skare en 'n tipe van die lam van God wat sou kom. That's it. That's it. En dit was tydelik, dit was 'n tydelike ding totdat die lam van God kom en alle sonde wegneem. In Levitikus 16 byvoorbeeld is daar hierdie baie belangrike fees, seker die belangrikste fees. En ons noem dit Yom Kippur of die dag van versoening. Letterlike vertaling is Yom is dag, the day of Kippur of covering. Jy sien, die bloed van beeste en van bulle en van skape kan net cover, dit kan nie wegneem nie. Daar was in die Ou Testament net voorsiening gemaak om te cover, maar nie weg te neem nie, want al wat kan wegneem is die finale offer se bloed wat sou kom. En op hierdie dag van Yom Kippur mag net die hoëpriester alleen. Ek wil, soos ek praat, wil ek hê jy moet Christus se gedagte hou. Hierdie is alles skares en tipes van Jesus Christus. Die hoëpriester moet op hierdie dag 'n spesiale ding doen. Hy moet al sy grand klere moet hy uittrek. Hy moet dress down en hy moet die klere van 'n slaaf of 'n dienskneg aantrek. Eenvoudige klere, gewone linne klere. En op hierdie dag mag net die hoëpriester in die heilige plek in die tabernakel kom in die allerheiligste, net hy, niemand anders nie. En hy moet 2 bokke vat. Hy moet 'n bul ook vat, maar die bul is vir sy eie huis. Hy moet 'n offer bring van 'n bul vir homself. Maar ek wil fokus op die 2 bokke. Dan is daar 'n offer van 'n bok wat hy moet gee. Hy moet die bloed van hierdie bok vat. Hy moet in die allerheiligste plek ingaan, waar hy dan ook wierook moet brand, anders gaan hy doodgaan daar. Die wierook moet dik hang in daai plek. Dit is die allerheiligste. Dit is waar die ark staan. En dis waar hy sy hand dan in hierdie bloed van 'n bok moet sit en dan sprinkel 7 maal. Aan die ooste kant van die tabernakel en van die ark en dan 7 maal op die mercy seat, op die versoensdeksel van
die ark. Daai goue slab wat daar was, waar die glorie van die Here gemanifesteer het en waaruit die Here gepraat het met die hoëpriester. Baie intense plek en die hoëpriester moet 7 keer dit doen. En dan sal hy uitgaan en die volgende ding wat hy doen is, hy sal sy hand op 'n tweede bok lê. Dit is die sondebok. En wat gebeur met die handoplegging is die boete van die volk, sy eie boete, word getransfer na die bok toe. Dit is die sondebok. Die bok gaan nie doodgemaak word nie, hierdie bok gaan uit die kamp gejaag word in die wildernis in. Dis waar ons woord vandaan kry, sondebok. Kom uit Levitikus 16. En hierdie bok gaan in die woeste land ingejaag word en dit is 'n toonbeeld, 'n skare, 'n tipe van hoe die Here sonde verwyder, sonde wegneem. Nou kom ons hardloop deur hierdie tonele, hierdie beelde in die lig van Christus Jesus. Die hoëpriester is 'n toonbeeld van ons hoëpriester. Hy wat 'n middelaar is vir ons, 'n finale middelaar nou nog voor die Here. En he dresses down op hierdie dag. Hy moet sy gewaad, sy mooi gewaad uittrek. Hy moet eenvoudige klere aantrek. Want wat? Hoekom? Want Jesus, glorie, koning van die heelal, raak 'n slaaf, raak 'n diensknegt vir my en jou. Hy was voete vir my en jou. Hy gee homself vir my en jou. En die hoëpriester gaan in die allerheiligste in. En hy sprinkel bloed 7 maal. En ek vra vir jou, hoeveel wonde, hoeveel areas van wonde het Jesus op hom gehad? 2 hande, 2 voete, 'n doringkroon, slaap op die rug en 'n spies in die sy, 7. En bloed moet 7 keer toevallig gesprinkel word aan die ooste kant van die ark. En dan 7 keer gesprinkel word op die mercy seat of die versoensdeksel van die ark. En hierdie versoensdeksel is 'n baie cool idee. Hierdie versoensdeksel is eintlik voor die bloed daarop land, is eintlik 'n deksel van oordeel, 'n plek van oordeel. Want in hierdie ark lê wat die 10 gebooie wat geen mens kan hou nie, wat die Israeliete breek. En hierdie is eintlik 'n plek van oordeel. Kyk, sonder die bloed is daai 'n gevaarlike plek. 'n Plek waar die hoëpriester enige tyd kan doodgaan. Want die Here sê vir hom, jy moet jou wierook, die plek moet vol wierook wees, anders dan gaan jy doodgaan. Hierdie is 'n gevaarlike plek. Hierdie is 'n plek van oordeel, hierdie is 'n plek van my toren. Maar wanneer daai bloed val, raak dit 'n plek van aanvaarding. In 1 Johannes 4 vers 10, lees gou saam met my, skryf Johannes die volgende. Ek lees uit Afrikaans uit die ESV. In this love, not that we have loved God, but that He loved us and sent His Son to be a propitiation for our sins. In Afrikaans sê, hy wat 'n versoeningsoffer was vir ons sonde. Jesus is 'n versoeningsoffer. Hy is ons versoeningsoffer. Het jy geweet dat daai selfde woord wat in 1 Johannes 4:10 voorkom, is dieselfde woord in die Griekse ou vertaling, daar is so iets soos 'n Griekse ou vertaling, is dieselfde woord as wat hier gebruik word. En Johannes wil vir my en jou sê, Jesus, hy is ons versoensdeksel. Hy is ons mercy seat. Daai plek is 'n plek van oordeel, dis waar die hoëpriester sterf. Maar Jesus maak dit 'n plek van genade en 'n plek van aanvaarding. En Hebreërs 4:16, baie bekende gedeelte sê, now let us go boldly before the throne of grace. Omdat sy bloed daar land, vanweë die bloed wat gevloei het ek en jy vrylike toegang towards the throne of grace, to the throne of grace. Jesus. En kan ons elke liewe dag gaan. En ek dink nie ons verstaan die radikaliteit hiervan, dat ons elke dag toegang het. In woordskool, ons is nou ook besig met die boek van Levitikus, dis waar baie van hierdie beelde vandaan kom, het ek 'n rolspel gedoen, ek wil dit vir jou ook doen.
Kan jy dink dat jy op 'n berg staan, kom ons sê jy is 'n Moabiet, en jy kyk na die Israeliete hieronder, baie vreemd, daar's 'n tentjie, en soms is daar 'n wolk oor die tent, en soms is daar 'n vuurpilaar oor die tent, en hier kom 'n Israeliese herder verbygehardloop, en jy stop hom, jy sê, meneer, kom hierso, wat gaan hier aan? En hy sê, nee, daai tabernakel, daai is die tabernakel van Jahwe, die God wat alles geskep het. En ek en jy, ons kyk hom aan en ons vra vir hom, die God wat alles geskep het, kan ons na hom toe gaan, ons sal wil gaan. Hy sê, nee, julle moet deel wees van die Israeliete, julle kan nie net gaan nie, julle is Moabiete. En hy sê, dis nie, julle kan nie net Israeliete wees nie, julle moet wees van die stam van Levi. Regtig, vra ek hom, regtig? Dis nogal 'n tall order. En hy sê, ja, nie net dit nie, jy moet deel wees van die huis van Aaron, van die stam van Levi, as jy daar wil wees, as jy na hierdie tabernakel toe wil gaan. En ek sê, regtig, nee, en as ek van die stam van Levi is, en ek is deel van die huis van Aaron, kan ek dan gaan? Hy sê, nee, dan kan jy nog steeds nie gaan nie. Dan moet jy die oudste male, of die oudste man wees in daai familie. Dan is jy die hoëpriester. Dan kan jy gaan. En ek en jy, ons kyk hierdie mannetjie en ons sê, sure, dis nogal 'n tall order, maar dan kan jy dan seker elke liewe dag gaan. En hy sê, nee, dan kan jy net 1 keer 'n jaar gaan, op die dag van versoening. En die kans dat jy gaan doodgaan is nogal groot. Sien jy, hoe amazing die bloed van die lam is. En ek en jy het vrylik toegang. And we today can go boldly before the throne of grace. Dankie Jesus. Dankie vir daai offer. En ek hoop jy sien dit raak. Ek wil jou regtig seën. So baie ander goed wat ek nog neergeskryf het, maar ons is uit tyd uit. Ek wil regtig hierdie by jou los. Kyk na die Ou Testament deur die lens van Christus. Hy is die ark. Hy is die plek van safety. Hy is Joshua, sy naam is Yeshua. Joshua van die Ou Testament kom na Moses. Die vervulling van die belofte gebeur nie met Moses nie, het gebeur met Yeshua. Sien jy dit? Jy gaan die beloofde land in, nie met die wet nie, maar met Yeshua. Met Joshua. Joshua se naam beteken die Here wat ons redding is, of die Here wat red. Wat 'n verbuiging van Yeshua is, Jesus. Hierdie goed, wanneer jy weet waarvan om te kyk, skree die Ou Testament Jesus. Skree die Ou Testament die weg van Christus en die kruis. Familie, die Here seën jou. Mag jy in hierdie tyd iets beleef van sy voltooide werke. Hy het gesê aan die kruis, tetelestai. Hy het vir jou die weg gebaan. Hy het gesê, sy werk is klaar. En hy het vir jou verniet die weg gebaan. So let us go boldly before the throne of grace. Mag die Here jou seën in die week. Mag hy jou paai gelyk maak. En mag jy hom beleef in wat jy eet, en wat jy aantrek, daar waar jy loop, daar waar jy na 'n restaurant toe gaan saam met jou familie. Mag jy die Here sien sit saam met jou. Because you can go boldly before the throne of grace. Jy het free access. En Here, mag hulle u beleef op so 'n radikale bonatuurlike manier in die naam van Jesus. Amen.